Daar sy inderdaad weer 'n wonderlike voorreg om vanoggend hierso te kan wees saam met elke liewe een wat hier teenwoordig is vandag. En soos Andrei ook tereg gesê het, ek sien hierdie groot oop spasies waar ons kindertjies gewoonlik sit, né? Ons jam kinders. Hier en daar is daar so een klein gesiggie wat vir my loer. Ek is daarom bly vir julle wat wel hierso is. Maar ja, ek verstaan ook, dit is maar 'n bietjie moeilik. Ek dink veral vir vandag se kinders met al die selfone en die sosiale media en al die dinge wat weet mense aandag die heeltyd vat om die heeltyd stil te sit en te konsentreer en nie kriewelrig te raak nie, veral as jy nie so mooi weet altyd verstaan wat daarvoor gesê word nie. So ek verstaan as daar nou nie jam is nie, ons jam mense, leiers moet ook maar so 'n bietjie van 'n breek vat. Dit is ook nodig vir hulle. So daar is nou nie jam nie, so ek verstaan nie ou kleintjies is nou nie hier vanoggend nie. Maar ja, ons voordat 'n mens jou oë uitvee, is hierdie vakansie ook weer om. Nie dat ek hom omwens nie, maar tyd vlieg so en dan is ons so waar in die tweede helfte van die skooljaar. Maar nogtans hartlik welkom aan almal wat wel hier is vanoggend. Ek dink ek mag dit maar doen want hy is ons oudste lidmaat. Oom Hans, daar's oom Hans. Dit is so wonderlik om oom weer vanoggend saam met ons te kan hê hier in die diens. Oom Hans was 'n bietjie siek gewees die afgelope 2 of wat weke. Sy plekkie was leeg en ek moet sê, ek dink ek is nie die enigste een wat hom gemis het hier nie. So oom Hans, hartlik welkom. Ons is so bly dat oom weer gesond genoeg is om hier te wees vanoggend. So baie welkom. En dan natuurlik mag ons nie vergeet van ons aanlyn kykers daar by die huis of waar ook al nie. So hartlike goeiemôre aan julle elkeen ook. En ons is so saam rondom die woord van die Here. Nou, die van julle wat saam met my wil blaai, ons gaan vanoggend eintlik net een vers wat ons gaan lees. En dit is 'n baie bekende vers in die brief van Filippense. Filippense vers 8. Filippense vers 8, meer daar na die einde van die, of na die Nuwe Testament, meer na die agterkant van die Bybel, Filippense 4 vers 8, en baie van julle behoort seker hierdie vers vanoggend sommer uit julle kop uit te ken. Dit is nog beter. Ronel, as julle net gou vir ons daai fotootjie kan kry hier. Daar's sy. Wie van julle het hierdie foto die afgelope tyd iewers raak gesien op Facebook of Instagram of een of ander sosiale media? Steek net gou julle hand op. Wie van julle het hierdie foto gesien? Het niemand hierdie foto? Daar, Nico het hom gesien. Sanet, jy het hom gesien, mooi. Is daar van julle niemand anders wat die fotootjie gesien het nie? Goed, dit maak nie saak nie. Ek is net half verbaas. Seker maar omdat ek 'n diereliefhebber is. So, hulle praat ons van algoritmes op 'n mens se Facebook, né? So, dit wat jy like, daarvan stuur hy vir jou meer en meer en meer. So, ek is mal oor diere. Meeste van my Facebook bladsye wat ek volg is een of ander soort dier, of hy swem, of hy vlieg, of hy kruip, of hy doen wat ook al. Groot, klein, mooi, lelik. So, ek kry al hierdie diere 'n Facebook post. En natuurlik moes ek toe nou hierdie stukkie inligting kry, 'n paar bronne, dalk meer in Amerika is dit bekend, want dit het nou daar in Amerika gebeur, dat die hond oor wie dit eintlik gaan, is nou nie hierdie hond hier voor, hierdie pragtige, ligte, kriem, roomkleurige hond nie, maar dit gaan juis oor die hond daar in die agtergrond. Nou as jy baie mooi kyk na die hond se uitdrukking op sy gesig, dan sal julle sien, want hier, mens sien dit nou nie op die foto nie, maar hierdie man en vrou hiervoor is besig om die hondjie 'n hotdog vir die hond te gee, né? So hulle sit om 'n hotdog en voer. Nou so die hond hier aan die bokant, hy sit en toe kyk.
Nou dink jouself nou in, dis nou 'n hond. So die hond sit en kyk met verlangende oë en seker sy mond wat water na hierdie hotdog wat vir die ander hond gegee word voor sy oë. En hierdie foto net so 'n bietjie agtergrond, dit het soos hulle sê viral gegaan. So dit het toe nou, ek weet nie hoeveel, kom ek kyk net gou, 'n paar miljoen mense het toe nou na hierdie foto of hierdie berig gekyk. Dit was nou in die week of wat verby is. En wat nou hier gebeur het, die hond aan daai bokant wat nou so met so verlangende uitdrukking sit en toekyk, die hond se naam is Jonah, soos Jonah, en hulle sê, dit is ek weet nie hoe jy dit uitspreek nie, ek nog nooit hierdie ras gehoor nie, dit is seker maar 'n Amerikaanse ras, 'n Kunuku, of 'n Kunuku, weet nie, Kunuku, dis nou die tipe soort hond, hy's soos hulle sê 'n rescue, hy's 6 jaar oud, sy naam is Jonah, en hy het, soos ek nou sê, 'n internet sensasie geword die afgelope week of wat. Want hierdie toneeltjie is afgeneem, julle sal sien, het lyk soos 'n paviljoen daai, dis afgeneem toe die Marlins, dis nou die Amerikaanse voetbalspanne, het hulle 'n Bark at the Park aand gehou. Dis seker nou maar vir honde om so intoe te kom of iets. En ja, toe sê hulle ou Jonah het toe nou almal se oog gevang, want hy het nou so moeg gesit en kyk en met daai verlangende uitdrukking op sy gesig na hierdie hotdog, maar hy het niks gedoen om te probeer om hy hotdog af te vat of om te steel by die ander hond. Hy het maar net doodstil mooi gesit en kyk met daardie ver af uitdrukking, daai honger uitdrukking in sy oë. En toe nou, wat toe nou die kinkel is hulle sê, nadat hierdie, nadat hierdie videoetjie, want het is eintlik 'n video, dit toe nou absoluut ontplof het oor die internet, het die Miami Marlins, dis nou die span, het hulle toe nou soos 'n campaign, 'n veldtog geloods, wat hulle nou ook dan soos 'n poster met die hond se gesig op gepubliseer het oral, om te probeer agterkom wie presies hierdie hond is en aan wie hierdie hond behoort. Want onthou nou, hy het nie by sy eienaar gesit nie, so die mense het net hierdie foto gesien en hulle het net gesien, hier sit hierdie arme hond en hy kyk met hierdie hartseer uitdrukking na daai heerlike hotdog. So toe het hulle nou begin soek na sy baas, sy eienaar, en hulle toe nou die eienaar opgespoor, Pieter Silvera, en uiteindelik het hulle toe nou agtergekom, maar hierdie, dit was vir my vreeslik snaaks, hierdie hond is baie goed na gekyk, hy het meer as genoeg kos gekry, hulle sê, in teenstelling, het hy net voordat daai foto geneem is, het hy 'n seentjie wat ook daar was natuurlik, se donut of iets wat geval het hy baie vinnig daai donut gaan opeet. Dit nadat hy nog sy gewone daaglikse kos ook gehad het. So, daai uitdrukking is nou maar net, ekskuus tog, dis weer, ekskuus tog, dis nou daai, ekskuus, dis nou daai tyd van die jaar by die keel wat maar sukkel. Maar in elk geval, so, ja, so hy was toe nou glad nie uitgehonger of enige iets nie. Maar hulle het toe nou gesê, die Miami Marlins, dat hulle op die 12de Julie, wanneer hulle nou weer 'n wedstryd gaan speel, dan sal hulle vir hom 'n spesiale geleentheid hê, wat hy nou iets kan doen op die veld, want hulle het hom toe nou moes nou opgespoor, en dan gaan hy nou 'n spesiale, soos hulle sê, 'n treat of 'n bederf kry.
So dit is nou maar net sommer so ietsie rondom die hond. So as julle hierdie foto weer sien, dan ken julle nou die storie, dis ou Jonah, wat so sit en kyk. Nou, hoekom vanoggend nou juist hierdie foto, behalwe dat dit nou eintlik 'n baie mooi verhaaltjie is, 'n baie positiewe verhaaltjie, sluit dit inderdaad aan by vanoggend se vers en by vanoggend se boodskap wat ek glo die Here met ons wil kom deel. Nou, kom ons lees net daai teksvers vanoggend. Paulus wat hier skryf in Filippense 4 vers 8. Verder, broers en dis natuurlik susters ook, dit sluit ons almal in, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Goed, net daardie vers. Nou, of Paulus dit nou besef het daardie tyd, ek glo nie, hy het dit toe al besef nie, maar dit wat hy daar geskryf het, natuurlik het die Here dit op sy hart gedruk en hy het dit gedoen onder inspirasie en leiding van die Heilige Gees. Maar dit wat hy daar geskryf het, die opdrag wat hy daar gegee het aan die Christene wat in daardie tyd in die stad van Filippi gebly het, die Filippense, was eintlik 'n wetenskaplike, hoe kan ek sê, bewese feit, wat hy iets om te doen, wat vir jou ten goeie sou meewerk. Hoekom sê ek so, ons gaan nou daarby kom. Onthou nou, hy sê, ons moet ons gedagtes rig op dinge wat mooi is, wat goed is, wat edel is, wat rein is, wat prysenswaardig is. Dis nou die opdrag wat hy daar gee. So hou dit in jou agterkop. Kom ons kom gou terug. Hierdie is nou sommer 'n illustrasie ook rondom 'n hond. En dit was die baie beroemde, bekende, wêreldbekende, hy's nou al oorlede, Billy Graham, evangelis, prediker. Hy het hierdie storieetjie vertel om iets baie belangriks te demonstreer, wat terugkom na hierdie vers wat ons nou gelees het. En hy het, en ek weet baie van julle het hom al gehoor, maar dit is goed as mens partykeer iets net weer daaraan herinner word. Hy het die storie vertel van die Eskimo met die 2 honde. En hy vertel dat, dis nou sommer net 'n storieetjie, daar was eendag 'n Eskimo gewees, en hy het 2 honde gehad, 'n wit hond en 'n swart hond. En dan wat die Eskimo man sou doen, is om Saterdag hierdie 2 honde in die nabye dorp te laat hardloop teen mekaar. Met ander woorde, hulle het resies gehardloop teen mekaar. En dan het hy nou so 'n bietjie geld ook nog gemaak uit die storie uit. Naamlik, hy het dan nou dat die inwoners van die dorp wetenskappe plaas op watter een van hierdie 2 honde, en hulle nou dink daai dag die resie sou wen, of die wit hond of die swart hond. En elke keer was die man, die eienaar, was hy reg gewees in sy voorspelling met watter hond sou wen. Want party Saterdag die wit hond gewen, ander Saterdag die swart hond weer gewen. En op die ou end kon die mense dit nie verstaan, hoe het hy dit reg gekry om elke liewe keer reg te voorspel watter een van sy 2 honde sou wen nie. En toe sê hy, toe gee hy eintlik die geheim weg, en hy sê, dis eintlik baie eenvoudig. Die hond wat hy daardie vorige week die meeste kos voorgee, is dan natuurlik die sterkste. En hy kan die vinnigste hardloop daardie dag. So hy gaan met ander woorde natuurlik dan nou wen. En Billy Graham het die verhaaltjie vertel, waaruit ek glo ons vanoggend iets baie belangriks onder andere kan leer.
En dit is, en miskien moet 'n mens dit omsit in 'n vraag vir jou en vir my vanoggend. Wat gee ons in ons lewens die meeste kos? Nou, ek praat nie van 'n troeteldier by die huis, 'n kat of 'n hond of 'n voeltjie nie, nee. Ek praat van emosioneel en geestelik. Wat voed ons of voer ons die meeste dinge rondom ons, die meeste inligting, die meeste waarop fokus ons die meeste in ons lewens? Fokus ons die meeste op die goeie dinge, soos ons nou hier hoor, dit wat mooi is, dit wat goed is, dit wat rein is, dit wat opbouend is? Of maak ek en jy ons gedagtes eerder vol met negatiewe dinge, met slegte nuus, met kinderstories, met dinge op die TV en op sosiale media wat lelik is, wat sleg is, wat nie mooi is nie. Want dit wat ons die meeste gaan kos gee, met ander woorde dit waarop ons gedagtes die meeste gaan fokus, dit is wat ons lewens gaan bepaal. Ek dink dit is Spreuke 4 vers 23 wat sê, wees baie versigtig met dit wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En met ander woorde, dit wat ons insit, is dit wat in ons harte omgaan, en dit is dan wat uitkom in ons alledaagse lewe. Watter hond gee ek en jy in ons lewens die meeste kos? As ons sommer weer teruggaan na die wetenskap toe, is daar die volgende beginsel, is wetenskaplik bewys. En soos ek sê, Paulus het dit natuurlik nie geweet hoe hy hierdie woorde geskryf het nie. Maar hy het uitstekende raad gegee vir elke mens. Nie net as jy 'n kind van die Here is, veral dan, ja, maar vir elke mens. As jy iemand wil wees wat selfs in vandag se lewe wil leef met vreugde en met vrede, met 'n positiewe uitkyk op die lewe, dan moet jy dit doen wat ons nou van gelees het, wat Paulus hier gesê het vir die Filippiërs. Want in die wetenskap het hulle bewys dat ons menslike brein is so geskape, en natuurlik dit gaan terug na daai daai van die grotbewoners, wat die mans veral moes die hele tyd op die uitkyk wees vir een of ander gevaar, of een of ander roofdier, of wat ook al hulle lewe kon bedreig. So, die mens is toe nou so gemaak dat ons breine amper asof vanselfsprekend altyd eerste in enige situasie die negatiewe sal raak sien. Of as ons in 'n vertrek instap, dan sal ons altyd eerste, jy doen dit baie keer onbewustelik, of as jy sosiale media oopmaak, dan sal jy eerste aangetrek word na die negatiewe, na die minder mooi. Want ons is so gemaak, in daai oertyd moes jy as grotbewoner, moes eerste altyd die gevaar raak sien, nee. Jy moes altyd sien, wat is daar wat my lewe kan bedreig. So dit is hoe die menslike brein gemaak is. Dit is 'n ingesteldheid. Die groot woord daarvoor, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar die Engelse uitdrukking is negativity bias. Negativiteits, kom ek sê, vooroordeel, as mense dalk so kan probeer vertaal, negativity bias. Met ander woorde, ons is gemaak om altyd die negatiewe, die slegte eerste te kan raak sien. Om 'n ander voorbeeld te gebruik, sê die wetenskaplikes, dit is soos velcro. Die negatiewe, die slegte, dit wat nie mooi is nie, die gevaar, dit is soos, ekskuus tog, velcro vir ons breine. Dit sit amper van self vas. Jy weet mos, as jy 'n stukkie velcro lint het of band het,
Hy sal mos allerhande goedjies, klein donsies optel. En so is ons gemaak. Nee, dit is ons natuurlike ingesteldheid. En dit natuurlik lei dan nou daartoe, dat dit wat jy insit, is wat uitkom in jou lewe, in jou alledaagse lewe. Dit is hoe jy gaan lewe. Dit gaan dan dalk daarna toe lei, dat jy meer angstig is, dat jy meer, hoe kan hulle sê, depressief dalk voel, dat jy meer 'n negatiewe ingesteldheid het, teenoor die lewe en die dinge rondom jou, want jy fokus die heeltyd op hierdie negatiewe dinge, hierdie negatiewe insette, wat amper outomaties na jou kant toe kom. Maar gelukkig, en dit is wat ons vanoggend lees in hierdie versie, is die ander kant ook waar. Daar is nie net die swart hond nie, maar daar is ook die wit hond, as ons nou weer daai voorbeeld kan gebruik, wat ons kan kos gee, wat ons behoort kos te gee in ons lewens. Ons behoort te fokus, soos ons nou net gehoor het, op dit wat mooi is, dit wat waar is, dit wat prysenswaardig is, dit wat lofwaardig is. Daarop moet ons gedagtes rig. En dit is dan die ander kant, soos ongelukkig ook waar, dat wat die positiewe betref, en dis nou waar die uitdaging inkom, vir jou en vir my. Onthou nou, ons is soos daai velcro, wat outomaties die negatiewe raak sien. Ons hoef nie, hoe kan ek sê, energie in te sit, om te probeer fokus op die negatiewe nie. Dit kom amper van self, want ons is so gemaak. Waar ons nou 'n keuse moet maak, en regtig die Here moet vra deur sy Heilige Gees, om ons daartoe te help, is om die goeie en die positiewe en die mooie in ons lewens, in ons omstandighede, in sosiale media, om die goeie raak te sien en daarop te fokus. Want ons is nou maar in daai opsig, sê die slim mense, soos 'n teflonpan. Wat is 'n teflon? 'n Teflon is mos op 'n stadium was dit elke tweede advertensie was van hierdie non-stick pan. Kyk hoe oulik is hy, en jy maak eier in hom, en ek weet nie wat alles nie, en dit kom net van self af, dit brand nie aan nie, dit sit nie vas nie. En ongelukkig, sê die slim mense, is ons menslike brein ook so, dat alhoewel ons positiewe dinge sal sien of belewe, is dit asof dit net verby gaan. Dit sal net verby ons gaan. Want ons is nie gemaak om dit te onthou, of om dit regtig aan aandag te gee nie, want dit is nie 'n bedreiging nie, né? Dit is alright. En ongelukkig, met deesdae se klomp sleg en negatiewe dinge wat ons belewe, kry ons nou die heeltyd al hierdie sleg, al hierdie negatiewe, al hierdie slegte nuus, al hierdie slegte dinge. En dis wat eintlik die heeltyd ons aandag hou. Maar ek en jy het vanoggend die keuse, eintlik die opdrag wat ons nou net hier gelees het, om vir die Here te vra en te sê, Here, help my om ten spyte van al die negatiewe dinge, wat eintlik maar van self rondom 'n mens is deesdae, om te kies, om te soek partykeer moet jy regtig hard soek, maar jy sal dit kry hier en daar, om te soek na dit wat mooi is, dit wat goed is, dit wat reg is, dit wat opbouend is. Weer eens, die wetenskaplike navorsing het bewys, dat vir iets wat positief is, iets wat goed is, of dit nou iets is wat met jou gebeur, iets wat jy lees, jy moet vir ten minste 20 sekondes, moet jy daarop fokus. 20 sekondes is wat dit neem vir jou brein om dan te registreer en te sê, okay, goed, dit is nou iets moois, dit is iets positiefs, ek gee aandag daaraan. 20 sekondes. En dan wil ek begin afsluit, dit is ook wetenskaplik deur eksperimente bewys, het hulle wetenskaplikes gegaan, en hulle het vir mense ten minste 3 keer 'n dag laat dink of fokus
op iets wat positief is in hulle dag of in hulle lewe of wat hulle gesien het vir 20 sekondes elk. 3 maal 20, nee, so met ander woorde, dit is eintlik net 'n minuut, wat eintlik maar bitter min is, as jy dink dis in jou hele dag. So 3 keer vir 20 sekondes het hulle mense laat fokus op iets wat goed is, of wat reg is, of wat positief is. En toe het hulle agtergekom, dis wetenskaplik bewys, dat dit 'n positiewe uitwerking op daardie mense se gemoedstoestand, op hulle lewenswyse, op hulle ingesteldheid, selfs fisies op hulle liggame gehad het na 'n ruk. Maar dit moes hulle elke dag doen. 3 keer vir 20 sekondes aan iets spesifieks dink wat positief is. En dit bring my dan by die ander versie wat ons nie nou gaan lees nie, maar hooplik ken jy dit ook uit jou kop uit. Die ander stuk raad. Sien, God se woord is net so van toepassing, al is dit meer as 2000 jaar terug geskrywe. Want in 1 Tessalonisense 5 vers 18 skryf Paulus, hy sê, wees altyd dankbaar, nee, in alle omstandighede, want dit is wat Jesus Christus van ons verwag. Nou, watter beter manier om daai 20 sekondes, 3 keer 'n dag, jy kan dit meer doen ook, eintlik seker hoe meer hoe beter, maar ten minste 3 keer 'n dag, 20 sekondes te vat, en te doen wat God hier vra, om te dink aan iets waarvoor jy kan dankbaar wees. Net vir 20 sekondes. Ten minste 3 dinge waarvoor jy kan dankbaar wees. So ek glo vanoggend, ja, wil die Here vir jou en vir my dalk net so 'n stukkie raad, so 'n stukkie gereedskap kom gee in hierdie uitdagende tyd waarin ons onsself bevind. Om toe te laat dat die Heilige Gees ons elke dag herinner, om ons gedagtes te fokus op dit wat reg is, dit wat mooi is, dit wat waar is, dit wat prysenswaardig is, dit wat edel is. En dan is ek oortuig in my hart, as ons dit doen, as ons daai wit hond kos gee, in plaas van die negatiewe, die swart hond, wat ons amper outomaties doen, gaan ons belewe hoe dat die Here ons lewens kom seën met meer vrede, meer vreugde, meer van die vrug van God se Heilige Gees. Mag die Here vir jou en vir my daardie krag gee, en ek weet nie van jou nie, maar ek gaan beslis, eintlik wil ek julle uitnooi, om saam met my, van vandag af, ten minste 3 keer, jy kan dit enige tyd van die dag doen, maak nie saak nie, 3 keer 'n dag, vir 20 sekondes, time jouself op jou horlosie, vir 20 sekondes te sit en te dink, waarvoor kan ek dankbaar wees? Of wat het vandag gebeur met my wat goed was? Of wat het ek iewers gelees op Facebook of waar ook al, wat mooi was? Ek daag jou uit, en ons kyk of dit 'n verskil in jou en my lewe gaan maak. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, dankie dat u woord nie net waar is nie, maar dat die woord ook prakties is. En dat die woord so wonderlik is dat 2000 jaar gelede, toe Paulus hierdie raad geskryf het daar aan die Christene in die stad van Filippi, en daar aan die Christene in die stad van Thessalonika, min besef het watter goeie en wetenskaplike raad, opdragte hy gegee het vir die mense in daardie tyd. Ja, Here, want dit wat ons dink, dit waarmee ons gedagtes volmaak, is hoe ons uiteindelik gaan leef. Dit is wat ons lewens bepaal, ons ingesteldheid elke dag. En so kom ek voor u vanoggend, Here, en u weet die wêreld waarin ons lewe, het eintlik soveel sleg, soveel negatiewe dinge. Dit kom amper maar net vanselfsprekend oor ons pad. Maar Here, ek wil vanoggend kies en sê, Here Jesus, ek wil doen wat u van my vra as u kind,
om my gedagtes nie daarop te laat fokus nie, maar om te fokus op U woord, op dit waarvoor ek kan dankbaar wees. Dankie vir soveel waarmee ons elke dag seën. Gee ons daardie krag deur U Heilige Gees om so te leef soos wat U van ons vra. In U naam bid ons dit. Amen. En nou gaan